Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy wonderlike woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons stil word vanmôre so uit Johannes die 5de hoofstuk, wanneer ons gaan kyk na die genesing van die siek man in Bethesda. Nou vriende, voor ons daarby kom en hierdie paar verse gaan lees, wil ek u aanmoedig om Halleluja lied 314 deel van u daaglikse gebed te maak en deel van u daaglikse mondering. Hierdie Halleluja lied is so omvattend wat Bybelse waarhede aanbetref, dat ek dit vanmôre vir u wil lees, al 3 versies, met die gebed dat u en ek dit sal deurlees, sal inbid en getrou sal vra Here dat dit deel van my lewe sal wees. Daar staan: meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos in beproewing, oor sonde, meer smart, meer steun op my heiland, meer trou op hom let, meer vreugde in arbeid, meer krag in gebed. Vers 2 sê: meer dankbaarheid gee my, meer rus in die Heer, meer drang tot sy glorie, meer roem in sy eer, meer smart oor sy droefheid, meer heil uit sy wet, meer moed in beproewing, meer lof waar hy red. Vers 3 is pragtig wat sê: meer reinheid o skenk my, meer krag om te win, meer vryheid van bande, meer hemelse sin, meer vrug in die diens Heer, meer werk vir u ryk, meer werksaam en heilig u Heer, meer gelyk. Ek dink as ons daagliks hierdie 3 versies, vriende, oordink, bepeins, eindelik deurbid, sal ons hele lewensgang en patroon verander. Want dit gaan oor: Here, gee my meer heiligheid, gee my meer smart oor sonde, help my om swaarder te steun op my heiland, help my Here om meer ernstiger te bid, groter dankbaarheid te betoon, groter rus in die Here te geniet en meer reinheid in my lewe te beleef. Ag vriende, mag u en ek hierdie wonderlike waarheid ter harte neem en mag ons daagliks lewe om die Here te verheerlik. Nou gaan 'n bietjie met u praat oor die genesing van die siek man van die bad van Bethesda, en ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Die Bybel sê vir ons dat Jesus na 'n Joodse fees gegaan het in Jerusalem, en daar in Jerusalem by die Skaapspoort was daar 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Die Bybel sê daar het groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. En dan is daar 'n vers wat ons nie altyd verstaan nie, want die Bybel sê: want 'n engel het op 'n bepaalde tyd of bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan het op die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. So wat ons weet is, daar was geweldige klomp siekes, blindes. Vriende, dit was nie hierdie sogenaamde profete wat vandag mense genees van 'n maagpyn en 'n rugpyn en sogenaamde kanker en sogenaamde goedjies wat ons nie altyd kan sien nie. Hierdie was fisiese, sigbare siektes, blindes en krepeles en lammes. Mense wat letterlik hulle self nie kon help nie. Hulle kon nie na 'n kerk gery het, honderde kilometers, en daar gewag het op die profeet om hulle nou te salf en vir hulle te bid nie. Nee, dit was doodnormale mense, arme mense wat sieklik was, en hulle daar gelê met die hoop dat hulle gesond sou word. En dan sê die Bybel vir ons, het daar 'n gebeurtenis plaasgevind, wat dit presies behels het. Die Bybel verklaar en verduidelik nie vir ons nie, maar al wat ons weet is dat die een wat eerste ingegaan het by die roering van die water het gesond geword. En nou sê die Bybel vir ons, daar was 'n man wat 38 jaar lank aan 'n siekte gely het. 38 jaar lank. Vriende, dink gou daaraan. Partykeer is u en ek 3 of 4 dae siek van die griep of verkoue, partykeer 'n week of 2, en dis partykeer vir ons ondraaglik. Partykeer het ons gips aan omdat ons 'n been gebreek het. 6 weke is vir ons amper so 6 jaar. Dink aan hierdie man, vir 38 jaar ly hy aan hierdie siekte van hom. Jesus sien hom lê en hy het geweet dat hy al lank siek was. En Jesus vra hom: wil jy gesond word? En miskien kan ons vir onsself sê: maar hoekom vra Jesus so vraag? Hierdie man lê dan by die bad en hy wil seker graag ingaan en hy wil seker graag gesond word. En die sieke antwoord hom, hy sê: Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een my vooruit. En ag, vriende, hier sien ons die wanhoop van hierdie man. Hy sê: Here, ek probeer daar kom, maar ek kom nie daar uit nie. Here, dit is my saak van onmoontlikheid. En Jesus sien hierdie man in sy wanhoop en hy sê vir hom: staan op, neem jou bed op en loop. En die Bybel sê, en dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was die Sabbat. Ag vriende, wat vir my treffend was, en in my studie wat ek gedoen het uit Spurgeon oor hierdie gedeelte, kan ons dit geestelik ook wonderlik toepas. U sien, soos hierdie man krepeel gebore was,
siek gebore was, 38 jaar lank aan hierdie siekte van hom gelei het, en ons neem aan dat dit ook sy toestand was van geboorte af, sien ons ook ons is in 'n geestelike siek toestand van geboorte. Die Bybel sê eintlik ons is geestelik dood, ons het geen aptyt na God, ons is op pad na God se oordeel. En ag, mense probeer baie goed. Mense probeer die wet onderhou, mense probeer die Sabbat onderhou, mense probeer allerhande vreemde manifestasies beleef, mense probeer goed gee vir die kerk, barmhartigheidsorg doen, en alles met die hoop dat hulle gesond sal word, dat hulle geestelik beter sal voel, dat hulle lewe sal verander en niks werk nie. En dan breek daar 'n dag aan, wanneer Christus by ons kom stilstaan, en Christus vir ons die vraag vra, wil jy gesond word? En dan kom ons met allerhande verskonings, en Here, ek het dit probeer, en ek het dat probeer, en ek het dat probeer, en dan is asof die Here die skille van ons oë laat afval, en ons sien Christus in sy heerlikheid, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand by God die Vader uitkom behalwe deur hom nie, en ons kry hierdie wonderlike geboorte van bo, wat ons praat van die wedergeboorte, en Christus sê vir ons, staan op en loop, gaan doen die werk van die Here, gaan getuig aangaande die groot werk van Christus. Die Bybel leer vir ons verder, dat hierdie man op die Sabbat genees is, hy het sy bed gedra, nou hulle het gewoonlik 'n mandjie gehad, waar hulle op gelê het, hy het hom opgerol en hy het hom gedra, en nou kom hierdie bose kerkleiers van Jesus se tyd. En hulle sê vir hom, dis jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. En hy antwoord, hy wat my gesond gemaak het, hy het gesê, neem jou bed op en loop. En hulle vra hom, wie het jou gesond gemaak? En hy sê, ek weet nie. Maar hy wat gesond geword het nie geweet dat dit Jesus was nie. En nou vers 14. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het aan die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Jy sien, vriende, die Here kom na hierdie man en hy kom haal die onsekerheid uit hierdie man se hart uit. Hy kom openbaar homself aan hierdie man. Hy sê vir hierdie man, luister, dis ek, die beloofde Messias, wat jou gesond gemaak het. En nou die opdrag, moenie verder gaan sondig nie. Nou ons weet nie of hierdie sonde, of hierdie siekte van hom 'n direkte oorsaak van sonde was nie. Ons kan nie regtig inlees in die teks wat daar nie staan nie. Al wat die Here vir hom sê, moenie verder gaan sondig nie. Moenie 'n lewe nou van sonde gaan leef nie, maar gaan lewe van dankbaarheid tot eer van God. En ag vriende, dit is die ander geestelike toepassing wat ons vanmôre ook maar hier kan maak. Is dit ons wat gered is uit genade, wat God se guns gesmaak het, wat wedergeboorte gesmaak het, nou nie voortaan meer kan lewe soos ons wil nie. Want ons is geestelik gesond gemaak. En daarom moet ons nou lewe vir die geneesheer van ons siele, Jesus Christus. Ons moet nou voortgaan om vir ander te vertel, dit is Christus wat my nuut gemaak het. Dis hy wat my geestelike dooie toestand in lewe kom verander het. Hierdie geestelike siek lewe van my, waar ek gegryp het na elke grashalmpie om my gewete stil te kry, het hy kom verander en rus gebring in die feit dat hy my oë geopen het, my redder geword het, my getrek het, my gewas het, my kindskap kom gee het. Ag vriende, mag u en ek tog die geestelike betekenis sien van hierdie baie eenvoudige verhaaltjie. Ons eer die Here vir hierdie man wat gesond geword het, gered geword het, en hierdie getuienis uitgedra het aan die Jode dat dit Jesus was, wat hom genees het, nie net fisies nie, maar ook geestelik. En mag u en ek vanmôre vrymoedigheid neem, as daar 'n fisiese siekte is, dat ons vir die Here kan neerlê. Ons weet nie wat God se plan en wil met ons is nie, hy kan ons gesond maak, maar dat ons die groter prentjie sal sien. Dit gaan oor ons geestelike toestand, en dat ons geen ander redder, of geen ander manier, of geen ander ding kan soek in ons lewe om ons te red, behalwe die een ware weg, Jesus Christus, die lam van God, wat na hierdie aarde gekom het om te sterf nie. Mag u en ek dan ook met blydskap ons reis voortsit en vir ander vertel van Jesus. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.